Hi, baie welkom by vandag se bespreking van ons weeklikse les. Ons kyk hierdie week na les 10, wat die groot stryd alles behels, vir 1 tot 7 Maart. Hierdie week se geheerteksvers is in 1 Johannes 3 vers 8. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg: Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sonde. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. In die 33-53 vertaling van 1 Johannes 3 vers 8 lees dit soos volg: Hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Kom ons bid. Dankie Hemelse Vader vir nog 'n geleentheid om die woord met ander te deel. Dankie Here vir die insig dat ons tot dusver in hierdie week se les kry. En ons wil U bid dat U ons ook nou vandag sal seën, soos U ons elke dag seën in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam met ons inskakel. Ons is vandag by Donderdag 6 Maart. Perke en reëls. Die groot stryd gaan nie net oor mag of krag nie. Dit gaan oor die vraag of God werklik goed, regverdig en liefdevol is. Satan het God se karakter en manier van regering bevraagteken. Amper soos iemand wat 'n regsgeding teen die hoogste gesag begin. Dink daaraan as 'n hofsaak waar daar ernstige beskuldigings teen God ingebring is. Nou moet God homself regverdig, maar nie met geweld nie. Hy moet wys hoe sy liefde en geregtigheid regtig werk. Daarom laat hy toe dat hierdie saak voor almal ontvou, sodat elke wese kan sien wie reg is. God is ook getrou aan sy eie reëls. Hy breek nie sy beloftes nie, omdat hy homself verbind het aan die reëls van hierdie stryd. Beteken dit dat hy homself beperk? Hy het homself beperk oor hoe hy dadelik teen boosheid kan optree. Party dinge wat vandag in die wêreld gebeur dus omdat die duiwel steeds vir 'n tyd beheer oor sekere dinge het. Die lesie gee Markus 6 vers 5 aan, wat sê, hy kon daar geen kragtige wonderwerk doen nie, oor Jesus wat in sy tuisdorp was. Hier lees ons dat Jesus nie baie wonderwerke in sy tuisdorp kon doen nie, omdat die mense nie geloof het nie. So, hier sien ons een van die reëls van die stryd. Geloof maak die deur vir God se werk oop. Waar mense nie glo nie, kies God om nie met krag op te tree nie. En dan Markus 9 vers 29, wat sê, hierdie soort kan net deur gebed en vas uitgaan. Hier sê Jesus vir sy disippels dat sekere bose geeste nie sommer net verdryf word nie. Daar is diep volgehoue gebed nodig. Weereens sien ons 'n stryd met reëls. Gebed bring goddelike mag in beweging. Goddelike mag teen die bose. So, gebed en geloof is 'n baie belangrike sleutel in die groot stryd. 'n baie belangrike reël. Hulle laat God se wil geskied in situasies waar hy hom aan die stryd se reëls verbind het. Maar dit is belangrik om te onthou dat geloof en gebed nie die enigste faktore is nie. Daar is ook dinge wat ons nie verstaan nie, maar God doen, en eendag sal ons ook. Romeine 8 vers 18 sê, en ek is daarvan oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons sal gee nie. Hier herinner Paulus ons dat al gaan ons nou deur swaar tyd, dit gaan nie vir altyd so wees nie. Daar wag 'n pragtige volmaakte toekoms saam met God. Openbaring 21 vers 3 tot 4 sê onder andere, God sal alle trane van ons oë afdroog. Hier kry ons die belofte van 'n nuwe wêreld waar daar geen dood, pyn of hartseer meer sal wees nie. God beloof dat die stryd sal beëindig word en hy sal wen en ons sal saam met hom in vreugde leef. Verstaan jy dat God hom aan sekere reëls bind om die groot stryd regverdig en met liefde te laat verloop?
Hoe help dit jou om pyn en boosheid in hierdie wêreld beter te verstaan? Het jy al jou deel gedoen om deur gebed en geloof God se werk in jou lewe oop te maak? Asseblief deel u gedagtes met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Moenie moed verloor nie. Ons is in die middel van 'n hofsaak, maar die uitspraak is seker. God gaan wen. En hy gaan elke traan van ons oë afvee. Bly glo, bly bid en hou aan om te hoop. Kom ons bid. Dankie Hemelse Vader, dat ons kan weet die oorwinning is klaar behaal. Here, in hierdie tydperk wat ons moet wag, dat dit tot 'n uitvoering moet kom, help ons, dat ons sal bly glo, bly bid, en ons hoop op U sal wees, in Jesus se naam. Amen.